Dion, sal jy vir ons bid asseblief? Dankie. Dankie liewe Heer dat U almal vir ons vandag hier saamgebring het. Seën asseblief die woord aan ons siele. Liewe Heer, gaan asseblief met almal op ons gebedslyse wat U hulp nodig het. En Heer, gaan saam met ons hierdie week waar ons werk toe gaan, behoed en bewaar ons. Ons vra dit nie om verdien nie, maar net omdat U naam so groot en heilig is. Naamsvol, amen. Amen, dankie. Hallo. 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 Sit hom hoor. Hallo. My harder sit. As hy, ja, kom hy nou daar. Goeiemôre julle, hoe gaan dit met julle? Ek weet my vrou het gevra, maar dit voel net vir my awkward. Ek moet ook net vra. Ek hoop dit gaan goed, dankie met julle. Ek het net een afgeloop en ek wil net dankie sê vir almal. Dit was nie net mans nie, maar almal wat vir ons gister kom help het om te skuur. Ek sê vir julle verskriklik baie dankie. Daar was klomp verskillende mense wat nie eens eintlik meer moet kom skuur nie, maar het kom skuur. En ek sê vir julle baie dankie dat julle, as mense wat net kom ondersteun het, net verby ry en sê, woe, go for it. So ons sê vir julle dankie. Ek is so besig om so deur 'n boek te lees. Nou, dit gaan 'n bietjie meer op die manne gemik wees, dames, ek sou nie seksisties of iets nie. Julle kry dit meer natuurlik reg, nê. Maar ek is besig om so 'n boek te lees oor man en man wees en daai tipe goed. En hulle sê een van die skuwe wat 'n mens of 'n seun moet maak ergens in sy lewe. Dit gaan eintlik oor vaderskap en hoe leer jy jou seun om 'n man te word. En hulle sê een van die eienskappe is wanneer jy ophou aan jouself begin dink en aan ander begin dink. Dis 'n eienskap van mans. En ek moet sê ek het 'n klomp mans gister gesien daarso. Wat in plaas van dat hulle by die huiskaal kon gesit het en gaan rugby kyk het of wat ook al, was hulle daar en hulle het kom dien. En ek sê vir julle verskriklik baie dankie. Vir die mans wat nou nie daar kon wees gister nie, moenie worry nie, daar's al baie pellisites. Ons sal weer so maak. So julle sal ook 'n geleentheid kry om ons te kom help. So ons sal definitief weer 'n dag reël, maar dit sal nie nou binnekort wees nie. Maar as die wat nou dalk daar kon wees nie. Maar baie dankie vir elkeen. Daar was 'n paar dames wat ook geskuur het. Daar was 'n paar dames wat vir ons die hele tyd lekker koffie en jaffles gemaak het. So ek sê vir julle ook baie dankie daarvoor. Julle kom, ons gaan nou lekker saam dans, vir al ons maatjies wat ons saam dans. Julle kan vir my vorentoe kom, ons gaan nou lekker saam dans. Ek het nou eintlik gewonder, Joe, moet ons nie een kaartjie so uitgee. Ons kyk wie dans die beste van die volwassenes wat nou hier is. Dan gee ons vir hulle 'n kaartjie. Is jy okay daarmee? Kan ons maar. Okay, great. So as jy kan nou 'n danskaartjie wen vandag hier so in die kerk. Al wat jy moet doen is jy moet net lekker saam dans. Haai. Kom ons staan, al ons maatjies wat nou hier voor is, daar sy lekker. Heel wat maatjies, ek like dit. Haai. So julle moet nou kyk wat se mamma of pappa dans die beste, né? As ons vir hulle danskaartjie gee vir ons dans, is dit reg? Ja. Great. Fist bump. Daar's hy. Ek het sommer 2 lekker liedjies gekies, so julle kan nou nie sê daar's nie baie moves nie. Die een is lyfie. So come on, né? En ek weet julle dis die snaakste, né? Mense sien nou hierso en dans ons. Ons sing ons en dans ons nou. Soos ja, die Here het my mooi maak. Né? Kom volgende week Saterdag. Ons sien nie hoe swaai daai heupe daar op die dansvloer op die wat baby Joe, nee, daai liedjie is al uit. Wat's 'n nuwe ene, né? Maar dan swaai daai heupe. As ek soos waas dit op 'n Sondag, as ons vir die Here dans. David het voor die ark gedans. Hy het so erg gedans daarso vir die Here dat sy vrou later vir hom gesê het, David, chill 'n bietjie. Nee, jy laat my bietjie skaam. So om te dans vir die Here is 'n Bybelse beginsel. So kom ons swaai daai heupe vandag. Ons gaan lekker lyfie sing. Ons gaan met hom begin en dan daarna Fruit of the Spirit. Assai, julle kan vir ons sit. Baie dankie vir die wat dalk nie by ons kuier vanoggend. Ons gee elke keer 'n geleentheid om te getuig van God se goedheid. En so dis nou tyd vir dit. As jy wil net iets sê wat die Here dalk vir jou gedoen het hierdie week waarvoor jy dankbaar is, iets waarvoor jy dalk gebid het wat die Here vir jou gedoen het, of as jy dalk 'n gebedsversoek het,
As jy dalk wil vra vir die gemeente om saam met jou te bid, die Bybel sê tog ons moet vir mekaar bid. So ek wil net gou hoor, is daar enigiemand vanoggend wat getuienis het? Is julle reg? Julle rustig. Ek moet sê, dit is vir my lekker, ekskuus julle, ek moet net gou, ek besef ek het een ding op my PowerPoint net verkeerd gekry, so ek moet net gou dit regmaak. Maar ek besef gister, met die hele saamkuier en net die saam wees, en al die goed, dis eintlik iets waarvoor ek baie dankbaar is, dat die Here ons gehelp het, en dat daar eintlik soveel mense is wat omgee vir, eintlik die kerk, nee, dis ons kerk, dis nie, my kerkie, dis nie die kerkraad se kerk nie, dis ons as gemeente se kerk. En dat die mense nog belangstel, dat hulle nog omgee, dit was vir my baie lekker gewees, om dit te sien, en so, dit is vir my ook goed gewees om dit te sien. Ekskuus julle, ek wil net gou hierdie een net verander. Hoe doen ek dit nou? Nee, gewoon nou. Gaan sy. Ek dink nie, nee, aanklik. Okay, ek weet nou nie. Ag geval. Dis okay. Kom ons begin. Julle, vandag het ons 'n baie interessante diens, want ons diens gaan eintlik vir die meeste van die diens word gelei deur ons jong mense of ons kinders, nee. So ek gaan gou eers vra vir Miguel om vir ons vorentoe te kom. Ek dink ek het vergeet. Nou, Miguel gaan vir ons bid vanoggend en so ek gaan vir hom vra om vir ons vorentoe te kom. Simone en Angelique gaan vir ons so lank vorentoe kom. Hulle gaan vir ons die Bybel lees vanoggend. Kom Miguel, ons wag vir jou. So kom ons begin ook ons diens. Gaan jy daaronder staan? Jy moet die balkon staan. Kom nou. Ons wil ook dat ons vir ons jong mense moet leer en lei, nee. En so hulle gaan vir ons vandag die diens lei. So kom, Miguel gaan vir ons bid en dan daarna gaan Angelique en Simone vir ons die skrif lees vanoggend. Maak asseblief julle oë toe. Dankie Hemelse Vader vir die brood wat ons eet en vir die goed wat ons drink. Dankie dat ons 'n veilige plek het om te gaan slaap vanaand. Dankie dat ons almal veilig hier kon vandag by mekaar kom en laat almal 'n wonderlike dag verder hê. Amen. Amen. Sê eers van 'n waar lees ons? Okay, ons lees Romeine. Ja, Soos 'n Romeis. Nee, ek sal vir jou pas. Okay, wag. Nee, ek sal self vas. Dankie. Ons lees in Romeine 14. Gee onverander kinders van die Here wie se geloof nie so sterk soos julle sin is nie. Moenie met hulle stry nie. Een Christen sê dalk mens mag alle soorte kos eet, maar die ander een sê jy mag net groente eet. Nou kan hierdie twee Christene maklik lelik van mekaar begin praat. Dit is verkeerd, want God is lief vir albei Christene. Wat? Hou jou neus uit ander mense se sake uit. Almal wat aan God glo, sal gered word. Ook al doen hulle dinge op 'n ander manier as jy. Jou manier van glo is nie die enigste regte manier nie. Party kerkmense sê 'n Sondag is die belangrikste dag van die week. Ander kerkmense sê weer dat alle dae is dieselfde. Dit is nie reg of verkeerd in hierdie geval nie. Elkeen moet self besluit wat reg is. Wat wel belangrik is dat albei groepe van God se naam groot maak. As jy besluit dat ek het niks gedoen nie. Ja, hou nie daar. Wag. As jy besluit dat Sondag belangriker as 'n
ander dag is, doen dit tot eer van God. En as jy alderdae dieselfde hou, doen dit ook tot die eer van God. As jy besluit om alle soorte kos te eet, doen dit tot eer van God. Sê vir hom dankie hiervoor. As jy besluit om sekere soorte kos nie te eet nie, doen dit ook vir God. Niemand van ons lewe of sterf vir onsself nie. Van kop tot tone behoort ons aan die Here. As ons lewe, maar ook as ons doodgaan. Dit is hoekom Christus gesterf het en weer lewendig geword het, sodat hy die Here oor ons lewe kan wees. Waarom sê jy lelike dinge van ander Christene? Dit is nie jou werk om te sê of hulle goed of sleg is nie. Los dit vir God. Die Bybel sê mos, die Here sê, alle mense op aarde sal voor my buig. Almal se erken dat ek God is. Sorg maar net dat jou saak reg is wanneer jy die dag voor God se troon staan. Moenie maak dat ander Christene moed opgee nie. Moenie self besluit of ander gelowiges reg lewe of nie. Moet ook niks doen wat dit vir hulle moeilik maak om in God te glo nie. Mens kan enige iets eet. Dit het die Here Jesus vir my gewys. Maar party mense dink dis verkeerd om sekere soorte kos te eet. Hulle moet dit dan nie eet nie. Jy moet ook nie voor hulle van daardie kos eet wat vir hulle verkeerd is om te eet nie. Dan doen jy nie wat God wil hê nie. Onthou, daardie mense Daardie mense wat weier om sekere soorte kos te eet, is ook Christene. Waarom wil jy hulle verlore laat gaan oor 'n stukkie vleis? Dit gaan tog nie in God se wêreld oor wat mens eet of drink nie. Die belangrikste vir God is dat ons na hom luister. Hy wil hê ons moet in vrede lewe en bly wees. Al hierdie dinge gee die Heilige Gees aan ons. As julle doen wat Christus sê, maak julle God se hart baie bly. En dan hou ander mense sommer baie van julle. Kom ons lewe in vrede met mekaar. Kom ons maak mekaar se geloof sterk. Moenie ander gelowiges skok deur dit wat jy eet of drink nie. Dan doen jy verkeerd. Jou geloof is iets tussen God en jouself. Dis wonderlik as jy gelukkig is met die manier waarop jy glo. As jy wonder of iets wat jy doen reg is, hou dan op daarmee, anders doen jy sonde. Das sy. Julle kan ons net vir hulle hande klap gee. Weet julle hoe scary is dit om hier voor te staan? Angelique sê my, waar net gaan vir die kamera? Het julle gaan op YouTube wees? Aan sy? Ek hoef nie jou net te hê, ek sal net jou pa vra na die tyd. Sy, julle, het jy al ooit gewonder in jou lewe, nee? Mag ek hierdie ding doen as 'n gelowige? Het jy al ergens so 'n ding geleer? Want dan kom jy by 'n plek en jy sê, ek weet nie of ek dit mag doen nie. Mag ek dit doen? Mag ek dit nie doen nie? Het jy al so iets? Ek dog, dankie, tog. Ek dog, is dit ek wat met sulke goed stry? Of sukkel, nee. Kom ek vat 'n simpel voorbeeld, nee? Het jy ooit gewonder soos halal? Mag ek halal kos eet? Het jy al daaraan gewonder? Want soos tegnies, weet jy hoe is kos halal? Nee. Weet jy hoe maak hulle halal kos? Soos vleis. Weet julle? Hulle vat die bokkie daarso, of die skaapie of wat ook al, nee, en voor hulle sy keel sny en sê hulle, hierdie bokkie word nou gewy aan Allah en dan bietjie gruesome, ek jammer. Nee? Maar die bokkie word letterlik aan Allah eers geoffer, nee. Eintlik maar. En so het jy ooit, nou wonder julle of julle mag halal eet, nee. Nee, maar het julle geweet as hoe dit gebeur? Nee. Dan wonder mens, maar mag ek dit nou eet, mag ek dit nou nie eet nie? En so dis eintlik nou wat Paulus eintlik nou hiervan praat. En Paulus gaan nou al vir ons riglyne gee as gelowiges. As jy ooit by 'n plek kom of 'n plek is of iets wonder, nee, mag ek dit doen as 'n gelowige? Paulus gee vir ons nou raad
En hy gaan vir ons nou lei oor mag ons of mag ons nie. En so dit is iets wat jy, ek hoop, reg deur jou lewe kan gebruik om te bepaal, mag jy as 'n gelowige ietsie doen of nie. Nou kom ek sê net gou voordat ons verder gaan, nê. Daar's twee baie belangrike dinge wat jy eers moet doen voordat jy bepaal of jy mag of nie mag hê. Die eerste ding is nie wil jy nie. Dis 'n verkeerde vraag om te vra, nê? Want ons wil altyd die slegte ding doen, nê. Die eerste vraag wat jy vir jouself vra is, sê die Bybel enige iets daaroor? Nou hierdie wat Paulus eintlik oor praat, is eintlik die tipe goed wat die Bybel eintlik nooit oor iets sê nie, nê? Mag ek 'n trouring dra? Mag ek 'n kar bestuur? Daai tipe goed. Die Bybel sê nie regtig vir ons oor sulke goed nie. En so hierdie riglyne wat Paulus vir ons gee vandag, gaan eintlik oor daai tipe goed, oor wat die Bybel nie vir ons sê nie. Maar daar waar die Bybel vir ons duidelik ietsie sê, moenie steel nie, moenie moord pleeg nie, moenie lelik wees nie, nê? Dis is kind of obvious. Jy hoef nie verder te dink nie wat die Bybel sê vir jou, nê? Die tweede baie belangrikste ding wat jy moet doen, weer eens is nie wil ek nie, maar bid daaroor en vra vir die Here, vra vir Jesus om vir jou te lei. So kom ek gee net gou vir julle 'n bietjie agtergrond oor wat gaan hier aan in Romeine 14, want dit klink nogal baie snaaks as ons dit net lees. En dan gaan ek 'n bietjie gou vinnig daaroor gesels. So kom ons praat gou oor die konteks. Paulus is nou hier in Rome. Nou is hierso mense wat Jode was, hulle het die Ou Testament gevolg, hulle weet wat daar staan, hulle volg nog hulle hele lewe volg hulle vir Jesus, nê? En nou is hierso ander mense noem hulle, eintlik was hulle heidene, hulle was ongelowiges, maar nou glo hulle in Jesus, nê? En nou kom hierdie mense bymekaar, nou is hulle soos, maar hoe moet ons nou vir Jesus volg, nê? Want hierdie Jode het, jy mag nie varkvleis eet nie, er iemand wat hou van bacon? Ja, ek sou ook nie gehou het as 'n Jood nie, nê? Ek sou 'n bietjie gesukkel het. Iemand wat hou van prawns? Ja, nê, ons sal 'n bietjie gesukkel het as Jode, nê? Kreef, daai tipe goed, ja, meeste seekosse, enigiemand wat hou van seekos, ja, nê? Sushi, al daai goed. Wie hou van hulle steak medium? Ja, nee, ons sal gesukkel het, nee, as Jode, want dis al hierdie goed wat die Jode sê, hulle mag nie doen nie, nee. Hulle mag nie daai kos eet nie. En nou wonder hulle, maar mag hulle, hoe maak ons nou? En so, Paulus praat hierso oor twee tipe Christene, hy's nou nie so mooi, wat dit nou so duidelik gekom het in ons Bybel wat ons vanoggend gelees het nie, maar as jy die 33, 53, 83 Bybel lees, dan praat Paulus van die sterk gelowiges, of die sterk Joodse gelowiges, en hy praat van die sterk heidense gelowiges. Dit klink bietjie contradicting, dit is 'n bietjie, maar dis nou maar net vir die wis en die onwis. So jy kry hierdie mense wat sterk is in hulle geloof. Nou wat bedoel Paulus daarby? Hy sê dit is die mense wat sê, weet jy wat, ons hoef nie meer, ons kan nou bacon en eiers eet, dis okay. Ons kan nou en dan 'n varkchoppie braai, dis lekker. As ons Ocean Basket toe gaan, dan kan ons nou maar 'n bietjie sushi eet, en 'n prawn en 'n ding. Ek hoop ek maak julle lus, nê. As enigiemand van julle soheen toe gaan, nooi my saam asseblief. Maar hier's hierdie Joodse mense wat sê, Jesus het ons kom vrymaak van dit alles, ons hoef nie meer so te lewe nie. Ons hoef nie meer ons baarde lang te groei nie, ons kan ons hare sny, dis alles okay, nê. En hier's hierdie ander sterk heidense gelowiges, hulle wat sê, weet jy wat, al is daai varkie of daai skaapie vir alle geslag, dis okay, ons mag dit nog eet, nê. Hier's daai tipe mense. Maar dan sê Paulus, daar's 'n ander tipe gelowige, ander tipe Christen, nê. En dit is hy noem dit die swakker gelowige. Nie my titels nie, Paulus sê dit, nê. Die swakker ouens. Dis die mense wat sê, nee, ons moet nog steeds kosher eet, ons mag nog steeds nie daai halal kos eet nie, ons moet op die Sabbat kerk toe gaan, ons moet al hierdie dinge moet ons nog doen. En Paulus skryf 'n bietjie oor dit en hy gee vir ons 'n bietjie raad. Nou julle, ek dink die belangrikste ding wat ons vanoggend moet hoor van hierdie, is dat Paulus gaan nie oor wie is reg, wie is verkeerd nie. Paulus sê, daar's een ding wat ons moet doen. Ons moet 'n eenheid wees. Paulus sê, dit is die belangrikste ding
wat in die kerk moet gebeur. Nou, ek wil gou by julle hoor, wie hou van sport? Waar is my bal? Ek het 'n bal hier gehad. Matthew, het jy my bal gevat? Ja. Matthew? Wie hou van sport? Sy, nee, sport is lekker. Ek het al vir julle so 2 prentjies. Daar's ons die een, is die, waar is hy? Daar's hy, nee, is die Springbokke. Dis okay, Pieter, is eintlik okay. Daar's die Springbokke, nee? En die tweede, Kies julle. Kan ek vra? Dankie. Is okay. Nee, nou die tweede een, is ek het nou gewonder of ek nou die hokkie span moet kry, want ek weet my vrou hou van hokkie, toe sê ek soos, nee, waar is die ander een nou? Hy is hierso, maar hy is nie daar nie, maar okay. Maar dit is ook nie 'n probleem nie, julle, die ander span was maar net eintlik ons span netbal, of ons Proteas netbalspan, nee. En so, kom ek vra gou vir julle 'n bietjie, julle mense wat hou van sport, nee, wat hou van rugby, of netbal, of sokker, kan ek vir julle gevra, is daar net een persoon in die span? Dan sê jy golf speel, nee, maar selfs nie is golf nie, want jy het 'n caddy, nee? Soos ek dink nie, daar is 'n sport wat jy net een persoon is nie, nee. Want ons of 'n coach, of iemand wat jou help, nee. En so kan julle gou daar 'n bietjie kyk, daarso ons 'n klomp ouens daarso, nee. Is hulle almal dieselfde? Doen hulle almal dieselfde ding? Maar hulle is een span, nee. Nou dis wat oom Paulus eintlik vandag vir ons wil sê. Hy sê, weet julle dat ons is hier die een span as gelowiges. Maar dit beteken nie almal hoef dieselfde te wees nie. Nie almal moet van banana milkshake, dankie, tog. Nie van banana milkshake hou nie, nee. Dis okay. Dis okay as jy van banana milkshake hou, maar is nie normaal nie, kom ek sê net so. Maar as jy van bubblegum milkshake hou, dis okay. As jy hou van 'n medium steak, dis okay. As jy hou van wie hou van 'n gaar steak? As hy. My vrou hou hom van gaar en dan nog bietjie verder, né? Hou julle ook van hom so, né? En so Paulus sê, dis okay dat ons so verskil van mekaar. Maar weet julle wat is nie okay nie? Dat ons so met mekaar beklei. Want, kom ek sê gou so, né? As ons nou kom ons sê netbal speel, of sokker speel, of rugby speel, wat gaan gebeur as die span met mekaar gaan begin beklei? Het dit al gebeur? As jy 'n bietjie sport speel, nee, dan beklei jy meer met jou spanmaats. Wat gebeur? Gaan jy wen? Nee, jy gaan nooit wen nie. Want jy kan nie as 'n span saam speel, maar ook die heeltyd beklei nie. Nou, ek het gou vanoggend hierso vir ons 'n lekker eksperiment. Nou, julle twee kom gou vir my saam. Miguel, jy kan sommer vir my saamkom. Net ons nog 'n seentjie. Higo, kom jy ook vir my? Higo is net soos, daar's nie 'n meneer nie. Asai, kom jy, asai. Julle vier gaan nou vir my as 'n span moet werk vanoggend hierso saam, né? Pret. Dit gaan nou baie pret wees. Nou ek het hierso 'n koppie. Kom gou hierso. Kom gou een maatjie. Wat gou vir my daai toutjie. Kyk vir daai toutjie. Nee, maar as julle twee dames. Kom ons trek hom bietjie soontoe. Gaan bietjie soontoe. Ons sê. Daar's ons vir nog iemand 'n toutjie. Kom ons kyk nou. Daar's Miguel se toutjie. Sorry, daar's ons jou toutjie. Daar's hy. Nou julle vier, nee. Gaan nou vir my hierdie koppie, wag, voordat julle luister eers. Luister na die coach, nee. Julle vier gaan vir my hierdie koppie moet optel, dan, sonder om enige iets te mors, as julle mors, daar staan die moekie daar agter. Sy is baie kwaai. Ek is baie bang vir haar. Vra, hier is ander mense, Andre het ook nou die dag gesê, hy is ook bang vir haar.
Nou, sonder om 'n bietjie te mors, nie eens 'n druppel water nie, nê. Gaan julle hierdie koppie vir my, en jy mag ook nie aan die koppie vat nie, jy mag net jou toutjie vashou. Gaan julle hom vir my moet optel, wag nou, luister, optel, dan gaan julle vir my hier by hierdie trappe moet afloop, en julle gaan vir my so 'n bietjie hier deur daai banke moet loop, en dan, jy mag nie uit die kerk uit nie, maar julle gaan daar deur daai deur daar agter moet loop, en kom julle weer daar by die saal uit, en dan kom julle weer hierso af, nê? En dan gaan julle weer daarso op, en dan moet julle agter daai tannie Moekie daar verbyloop. Jy moet agter vir tannie Moekie verbyloop, nê? Oh, sy gaan vir julle watch. En dan kom julle weer hier op, en dan loop julle weer hier op. Okay. Is dit reg? Okay, nee, jy mag nie aan die koppie vat nie. Okay. Go for it. Wanneer julle reg is, nee, Miguel staan 'n bietjie verder terug. Jy cheat nou hierso. Sê, wanneer julle reg is, kan julle maar gaan. Ek gaan so lank aanhou en julle moet gaan, nee, okay. Oh, jy moenie mors nie, tannie Moekie, kyk vir julle. Nou julle, wat Paulus vir ons hierso kom leer, is dat ons moet as 'n span saamwerk. Nou, obviously gaan daar moeilikhede wees, nee, daar gaan trappe in ons lewens wees, daar gaan goed wees wat ons nie gaan oor saamstem in die kerk nie. Nou vir hierdie gelowiges in hierdie tyd, kom ek gaan net gou terug hierso. Vir hierdie gelowiges was dit goed soos, mag ons varkvleis eet? Moet ons nog die wette hou van die Ou Testament? Hey, ek wil nog preek. Staan 'n bietjie verder terug, moenie so naby die koppie wees nie. Moenie cheat nie. Maar kan ons varkvleis eet? Is dit okay om van hierdie wette wat die Ou Testament vir ons sê ons mag nie doen nie, is dit okay om van dit te breek? As ons kyk na hierdie gelowiges wat nie geglo het nie, of wat nie Jode is nie, is dit okay dat ons vleis eet wat voorheen aan afgode geoffer is. En so die kerk het begin beklei met mekaar. Die kerk het begin gestry met mekaar om te sê dat, weet jy wat, jy wat varkvleis eet, jy is nie meer 'n gelowige nie, jy is nie meer 'n Christen nie. En jy wat dit doen, jy is nie 'n Christen nie. En die kerk het begin beklei. En weet julle wat vir my hartseer is, dat dit nie veel verander nie, nê? Die kerk beklei vandag nog met mekaar. Die kerk beklei vandag nog oor 'n klomp goed. En baie keer is dit regtig simpel goed, nê? Hierdie is my stoel, dis waar ek sit. Loop. En wat ons doen, is ons is so besig om mekaar te beklei, dat ons as 'n span kan nie saamwerk om dit wat ons eintlik bedoel is om te doen, kan regkry nie. Hey, julle wat hier kan deur, hierso, voor. O ja, dit vat hulle eie pad nou, sê. Maar wat gebeur is dat ons het een doel voor oë. Ons is soos hierdie span, is okay, moenie worry nie. Ons is soos hierdie span, waar is my span nou? Waar is hy? Ons doel is om hierdie bal wat ons het, oor die doellyn te kry. Ons doel is om punte te skoor vir Jesus. Maar ons kry dit nie reg nie, want ons is so besig om met mekaar te beklei, dat ons nie enigsins enigiets kan regkry nie. Ek wil vir julle 'n storie vertel. Nou, ek weet nie regtig of hierdie storie waar is of nie. Maar die beginsel is nog steeds waar. Ek dink dis juis in vandag se tyd waar. Daar was so 'n ruk terug, was daar 'n stad en hy's omsingel en die mense is besig om die stad te verower. En binne in die kerk in hierdie stad, waar hulle besig is om hierdie stad te verower, is daar 'n paar priesters wat sit en wonder. As ons nou nagmaal het vandag, nê? Ons het nou vandag nagmaal, so ek dink die storie is nog van pas, nê? As ons nou nagmaal het en daar kom 'n vlieg en hy val in die nagmaal in. Is die nagmaal nou onheilig of is die vlieg nou heilig? Julle, en dis wat gebeur, terwyl hierdie oorlog hier buite aan die gang is hierdie priesters nou binne in die kerk en hulle wonder nou,
Is die vlieg nou heilig of is die nagmaal nou onheilig? Mag ons dit nou gebruik of nie? Kan ons nou met die vlieg saam drink of nie? En ek dink dis wat met die kerk gebeur waar ons vandag is. Well done. Sit ons sommer vir my net daar neer. Julle het dit nogal reg gekry. Het die tannie gemors? Wat is tannie? Tannie Woekie? OK, julle kan vir my gaan sit. Baie dankie. En so dis hoe het my voel eintlik hoe die kerk is. Terwyl daar oorlog daar buite is, terwyl die wêreld in chaos is die kerk binne besig om te stry oor eintlik nonsens. Wat maak dit saak of die vlieg nou in die wyn geval het? Dit voel vir my dat ons eintlik maar dieselfde is. Ons is besig om te stry oor nonsens, terwyl dit wat belangrik is, dit wat eintlik moet gebeur nie. Nou, dit was dalk 'n bietjie steurend vir julle, maar het julle gehoor hierdie 4 mense, terwyl hulle so gestap het, wat het hulle gedoen? Ek hoor? Hulle het heeltyd gepraat met mekaar. Nou, ek weet dit was nou vir julle dalk steurend, terwyl ek probeer preek, maar is dit nie juist wat ons geroep is om te doen nie? Ons doel as gelowiges is nie om 'n druppel water te mors nie. En dit veg dat wanneer ons deur obstacles gaan en wanneer ons by moeilike situasies kom, dat ons net 'n bietjie met mekaar gesels en sê, weet jy wat, ek weet jy dink ons moet nou hierdie plan doen, maar ek dink hierdie een. En dat ons net by mekaar uitkom en in plaas van op mekaar skree en in plaas van mekaar beklei, dat ons net actually langs dieselfde tafel sit en sê, weet jy wat is jou opinie? En dis wat Paulus hierby uitkom in hierdie gedeelte. Hy sê dat eenheid in die kerk is crucial. Dis die ding waarvoor ons moet veg. En so as jy iets dink en jou broer dink iets anders of jou suster dink iets anderste, hou op soveel van jouself dink. Want is dit nie eintlik hoekom die bekleierery die meeste van die tyd gebeur nie, nee. Ek is reg. Kan ek julle nou hierdie storie vertel? Net gister, daar in die Bloemse huis, sê my 2 kinders vir my, of vir my vrou, hulle soek 2-minute noodles. En nou watch ek my vrou so. Dan sê ek die hele tyd soos, jy maak dit verkeerd. En sy is besig daar, ek soos, maar jy maak dit verkeerd. En is dit nie hoe ons eintlik maar is nie, nee. As ons dink so baie van onsself en dat ons manier van dinge doen is reg, dat jy moet outomaties dit verkeerd doen. Daar's nie 'n ander manier nie, jy doen dit net verkeerd. In plaas dat ons met mekaar gesels en sê, weet jy wat, daai is nou baie interessant. Ek het nog nooit 'n minuut nog so gemaak nie, kom ons probeer dit. En dat ons eintlik net met mekaar gesels en by mekaar uitkom en sê, weet jy wat is vir jou belangrik? Ons het dit gister gelees, was dit gister of eergister? Eergister. Gelees van die liefde, nee. En op die Peselappie was my challenge is, dink 'n bietjie, wat maak jou kwaad? As jy in daai situasie kom en jy's kwaad, hoekom is jy kwaad? Want die grootste moontlikheid, 90% van die kere gaan ek raai, is jy dink jy word ingedoen. Jou manier van dinge doen is beïnvloed, of wat ook al. Het julle dit getraai? Enigiemand? OK? Die kere wat jy kwaad geraak het, wat het gebeur? As jy bereid is om te deel? Nee, OK. Was dit omdat jy dink dat jy het 'n manier van dinge doen en daai persoon het dit anders gedoen? So jou manier van dinge doen is, jy het gesê dit is reg en jy word nou benadeel. En dis hoe ons lewe. Paulus sê, hou op so baie aan jouself dink. Dis eintlik wat Paulus kom sê. Laat toe dat ons as span wat heeltemal anderste is, saam die Here kom dien. Nou julle, daar's een uitsondering in hierdie geval. En dit is wanneer dit kom by beginsels wat die Bybel ons leer. As die Bybel ons leer dat ons mag nie steel nie,
gee ek nie om hoe groot jy gelowige is nie, maar jy kan nie daarvan verskil nie. Die woord is ons riglyn. Die woord is ons waarheid. En daarom sê ek, en het ek gesê in die begin, dat wanneer ons praat oor hierdie goed, en ek gaan nou afsluit met hierdie vraag, nee. Wanneer ons praat oor hierdie goed van mag ek as gelowige, is dit gewoonlik dinge wat die Bybel nie vir ons iets oor sê nie. En dan wonder ons, mag ons as gelowige. Maar die dinge waaroor die Bybel duidelik is nie goed waaroor ons kan stry nie. Want dan is dit nie my opinie en jou opinie wat verskil nie, dan is dit jy en God wat verskil. En dan is daar net een persoon wat vir my reg is. En dis nie jy nie. Of is nie ek nie. En so kom ek gaan afsluit met hierdie. Een, as Paulus sê, bly in eenheid met mekaar. Dis okay as mense van jou verskil. Dis okay as dinge nie op jou manier gaan nie. Dink 'n bietjie minder aan jouself. Punt nommer 1. Dink aan die groter span. Ek kyk gister, die wedstryd tussen die Lions en die Cheetahs. Ek het baie kort deel gekyk, besluit ek not 'n chance serieus sleg. Maar ons op 'n stadium waar ek kan nie eens onthou of dit die Cheetahs was of die Lions nie, want hulle op die doellyn is. En die skramskakel haal die bal uit die skram uit. Die lyn is letterlik net daarso. Hier's een defender en al wat hy moet doen is hy moet net die bal pas. Wat doen hy? Hy synig. En hy mors 7 punte vir sy span. Ek en jy moet dieselfde nooit doen nie. As iets in die kerk gebeur, en dis vir jou ongerieflik, dink 'n bietjie dalk, hoe dit vir die ander persoon mag wees. Ek weet daar's vir 'n paar van julle wat dit regtig ongerieflik is, dat ons jong mense saam met ons in die kerk is. Want hulle is besig, ek verstaan. Maar dink aan die span, en nie net aan jou eie ongerief nie. Dink aan wat dit beteken dat kinders bietjie kan kyk, hoe hulle ma en pa die Here loof en prys. Dat kinders dit saam met ons kan geniet, dat kerk is nie hierdie boring plek waar jy moet stil sit, en as jy nie stil sit nie, dan word jy gesteek met 'n naald. Ek weet baie van julle het so groot geword. Maar mag ons vir ons kinders iets anders te gee. Mag dit vir hulle 'n plek wees waar hulle kan voel, hulle kan hulle self geniet. Moet ons tog nie die Here geniet nie. Pas 'n bietjie die bal. Dit gaan nie oor jou nie. Dit gaan oor die span. En so in die eerste plek sê Paulus dit. Maar nou, wat nou oor die halal? Wat nou oor dit? Sian het nou nog nie veel daar gesê nie. Nou gaan ek 'n kort loop. Dan gaan ek vir julle baie kortliks vir julle sê oor hoe môre kom jy by 'n plek en jy sê, maar mag ek dit doen as gelowige? Paulus gee vir ons raad rondom dit. In die eerste plek sê hy vir ons, kan jy die Here loof en prys deur dit te doen? Nou weer eens, hy het nou nie so mooi deurgekom in vandag se teks hier in die Bybel wat ons vanoggend gelees het nie. Maar Paulus sê dat daar is mense wat kos kan eet en hulle loof die Here daarvoor. En daar's mense wat nie kos eet nie en hulle loof die Here daarvoor. En so in die eerste plek, daai ding wat jy doen, kan jy die Here loof en prys terwyl jy dit doen? Gou 'n voorbeeld, simpel voorbeeld. Die taxi ry môre voor jou in. Kan jy vir hom vloek en dan daarna sê, loof die Here? Ek is bly van julle lag, want ek kan dit ook nie doen nie. Dit voel vir my so awkward. So dis dalk nie iets wat ons as gelowiges kan doen nie, want ons kan nie die Here loof terwyl ons hierdie ding doen nie. Kan jy iemand met 'n stoel slaan en sê, loof die Here? Partykeer voel ons die Here moet net die persoon slaan met die stoel, nee. Partykeer voel jy, soos ek gaan baie dankbaar wees aan die Here dat ek hom kan slaan, nee. Maar ek kan nie die Here loof en prys terwyl ek hierdie ding doen nie. Dis nie iets wat ons as gelowiges dan mag doen nie. Dit aan die een kant. Aan die ander kant,
Daar's sekere goed wat ek dink jy kan wel doen en die Here loof, maar het jy rustigheid binne in jou? Ons kinders kry dit nogal baie goed reg en ons leer dit as volwassenes, leer ons om ons consciousness te override. Het jy gemak binne in jou wanneer jy dit doen? Is jy rustig binne in jou? Hoeveel keer het jy al ooit iets gedoen en daarna voel jy so skuldig? Paulus sê, dis dan nie iets wat ons kan doen nie. Dis nie iets wat jy kan doen nie. En dis waar dit weer eens belangrik raak. Is iets wat vir my voel dat ek mag dit nie doen nie, beteken nie ek moet sê, julle almal mag dit nie doen nie. Dis iets wat op my van toepassing is. En Paulus sê dit hier in die einde, hy sê, jou geloof is iets tussen God en jouself. Dis wonderlik as jy gelukkig is met die manier waarop jy glo. As jy wonder of iets wat jy doen reg is, hou dan op daarmee. Anders doen jy sonde. Die 83 sê, as jy nie iets met geloofsoortuiging kan doen nie, dan is dit sonde. So as jy besig is om iets te doen, en jy voel heeltyd skuldig binne in jou dat jy dit doen, sê Paulus, moet jy dit nie meer doen nie. Want jy kan dit nie met geloofsoortuiging, jy kan dit nie met rustigheid binne in jou doen nie. En so wat is dan wat Paulus sê? 1, as jy môre wonder, jy kom daar by McDonald's, jy sien dis 'n halal teken. Jy wonder, mag ek nou hierdie McDonald's burger eet of nie? Kan jy die Here loof en prys terwyl jy dit doen? Ek dink mens kan. Weer eens, ek dink mens kan. Jy kan van my verskil vandag, dis fyn. Ek kan mos vir die Here sê, Here, dankie vir hierdie burger wat U vir my gegee het. En dan as ek hom eet, voel ek skuldig binne in my. Voel ek het iets verkeerd gedoen. As ek bly julle voel nie so nie. So dis okay vir julle om dit te doen. Maar as jy voel, jy voel skuldig binne in jou, moet dit dan nie doen nie. En so dis 2 simpel, eenvoudige maniere hoe ons kan bepaal wat en wat kan ons nie as gelowiges doen nie. Ek hoop dit help jou. En dit het my al baie keer in my lewe gehelp, as ek by iets kom en of iets doen. In die eerste plek wil ek vir jou sê, onthou, wat sê die woord? Maar as die woord niks sê nie, 1, kan jy dit met geloofsoortuiging doen. 2, as jy rustig binne in jou. As jy daai goed kan doen, dan sê Paulus vir ons vanoggend, dis okay, jy mag dit doen as 'n gelowige. As jy dit nie kan doen nie, sê Paulus, jy moet dit nie doen nie. Maar behalwe dit, en die belangrikste van alles, sê Paulus, ons as gemeente is een liggaam. En iets wat vir jou dalk verkeerd mag lyk, en vir iemand anders te reg, Paulus sê, werk saam as 'n span. Bly een in die geloof. Moenie jou opinie afforceer op iemand anders se nie. En die mooiste ding van dit alles is die nagmaal. Ek wil vra dat die mense wat gereël is, wat ons gaan help om dit uit te deel, dat julle vir ons so lank vorentoe kom. Maar die nagmaal is die mooiste teken van dit alles. Want Jesus sê, net soos wat hy sy eie wil opgeoffer het, dit wat hy wou, die feit dat hy daar aan die kruis moes gaan hang het, ek seker dat dit was definitief nie sy beste plan om op 'n Saterdag dit te doen nie, of op 'n Vrydag nie. Hy sê, dit wat ek wil, lê ek neer, vir die groter doel, as 'n span. En so, wanneer ons die nagmaal vanoggend gebruik, dan hou ons dit ook in voor oë, dat Jesus sê, lê dit wat jy dink neer, offer dit op. Jesus sê, wees 'n lewendige offer, vir die groter doel van die span. En so kan ek vra dat julle vir ons so lank die nagmaal sal uitdeel. Ek gaan vir ons so lank net so 'n liedjie agterop sit, so dink 'n bietjie aan dit, gesels dalk met die persoon langs jou, wat het jy gehoor, wat het vir jou uitgestaan, terwyl ons die nagmaal uitdeel, en dan as almal dit het, hou dit asseblief, as almal dit het, dan gaan ons dit sommer saam gebruik.
Dus ek dink hulle is net besig om daar in die moederskamer uit te deel. Kan ek vra, het almal van die brood gekry, het almal van die wyn gekry? Is daar iemand wat net vir ons nou kan aandui of iemand van die beker wil gebruik maak? Dat ons net weet. Okay, niemand. As hy. Julle 1 Korintiërs 12 sê dit vir ons so mooi. Maar elke keer wanneer ek na hierdie broodjies kyk, sien ek 'n klomp verskillende broodjies, nê. Nee. En in 1 Korintiërs 12 sê dit vir ons so mooi, sê die kerk is nes 'n mens se liggaam. Ons liggaam bestaan mos uit 'n klomp dele, soos byvoorbeeld 'n kop, arms en bene. Al hierdie dele vorm saam een liggaam. En soos jy na daai broodjie kyk, daai broodjie, ons gaan nou by die nagmaal kom, nê? Jesus sê dis sy liggaam, maar hy sê ook ons is sy liggaam. En so, jy is deel van daai liggaam. Almal bietjie anderste, almal met 'n ander doel, maar tog is ons een span. Maar Jesus stel vir ons die nagmaal ook in, en hy sê vir ons dat hierdie brood veronderstel ook sy liggaam, wat in 'n klomp dele verdeel gaan word. En hy sê, ek lees vir ons vanoggend uit Matteus 26 vanaf vers 26, hy sê, terwyl almal eet, vat Jesus 'n stuk brood. Hy sê vir God daarvoor dankie, en gee aan elkeen van sy disippels 'n stukkie brood. Met die woorde, vat dit en eet, dit is my liggaam. Nou moet ek multitask. Toe vat Jesus die beker met wyn, weer sê hy vir God daarvoor dankie, en gee dit aan sy disippels, met die woorde, dit is my bloed, ek gaan my bloed vir julle gee, sodat God nie meer vir julle kwaad is, oor al julle sondes nie. En daarom wanneer ons dit neem vanoggend, weet ons dat die Bybel sê vir ons was so skarlakenrooi, maar Jesus se bloed kom was ons so wit soos sneeu. Daarom wanneer ons dit neem en dit drink, weet ons dat ons niks meer tussen ons en God wat in die pad staan nie. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons vanoggend as u liggaam ook deel kon hê aan die nagmaal. Here, en soos wat ons vanoggend gelees het in Romeine 14, Here, is ons een liggaam met een doel, Here. Net soos 'n rugbyspan of 'n netbalspan of 'n hokkiespan of wat 'n span ook al, Here, wanneer hulle daar op die veld draf, is hulle een span, al is hulle 'n klomp mense en het hulle een doel voor oë. Here, ons doel is baie, baie belangriker as om net 'n wedstryd te wen. Here, u het ons geroep om mense te gaan wen vir die koninkryk. Here, maar dis hartseer dat ons so baie keer beklei ons meer met mekaar oor 'n vlieg en 'n wyn, as wat ons besig is buite om te doen wat u vir ons gevra het om te doen. Here, help ons om bietjie net weer fokus te kry, Here, om te besef dat my boetie en sussie wat aan die ander kant van die kerk sit, of langs my sit, of voor my sit, is nie my vyand nie. Is nie my teenstander nie, maar is my vriend. So om wie ek in die wêreld inhardloop, om hierdie een doel, mense te wen vir u, te gaan doen. Here, help ons om baie keer maar net eintlik van ons eie ego en ons eie selfsugtigheid net bietjie terug te staan. En sê, weet jy wat, ja, dit pla my dalk dat ons dit of dat, maar is nie belangrik nie. Wat belangrik is dat ons as 'n geloofsgemeenskap saam die Here kan dien, saam kan werk, saam een doel het. En so help ons ook om so te gaan lewe daar buite. Help ons ook om hierdie week, waar ook al ons is, Here, en wat ook al ons mee gekonfronteer word, dat ons ook hierdie riglyne sal gebruik, wat Paulus vir ons gee, om te bepaal of ons as gelowiges dit moet doen of nie. In die eerste plek, kan ek u loof en prys wanneer ek dit doen. En 2,
Is ek onrustig in my wanneer ek dit doen, of nie? Bid dit als in die naam van Jesus Christus. Amen. Julle, ek gaan geleentheid gee vir die offergawes. Julle is meer as welkom om dit vir ons te bring, as julle sou wou. Daarna, die band kan so lank vir ons vorentoe kom, ons gaan dan daarna sommer dadelik sing. Dan is daar lekker koffie en tee daarna, julle. En ons kindertjies het 'n muntuitlegging, so daar's lekker voete en woorde en alles daar gesit daar agter. Ek hoor nou by iemand, hulle sê, wat 'n muntuitlegging? Ek sê, wat? Ek kan onthou as laerskool het ons al ons geldjies gepak daar neer gaan sit, nee. So daar's ons een daar agter daar op die verhoog sit, terwyl mamma en pappa lekker koffie drink en koekies eet. Kan ons kinders ook daar sommer lekker op die verhoog net 'n bietjie speel. En hulle geldjies, as hulle geldjie gebring het, daar neersit. En ons gaan sommer net saam lekker kuier as 'n liggaam van Christus.